Goeiemôre broers en susters. Ek moet net die afkondigings vir julle voorhou. Eerste welkom aan die nuwe intrekkers en besoekers. So ek verwelkom nou myself ook. En dan die deurkollekte gaan vir Bybelverspreiding. Dan die koneksiebyeenkomste. Julle sal nou weet wat dit is. Ek het nie idee nie. Die eerste byeenkoms is die 6de Mei om 18 uur, 6 uur die middag. Hulle vra jy moet bespreek voor die 2de Mei. Die koste is R30 per persoon en daar is 'n ligte ete ingesluit. En dan Dominee Jacques, hy preek vanmôre op Sterkrivier en hy bedien ook die nagmaaldag. Kom ons maak ons gereed vir die erediens. Ons bly net so sit. Dan sing ons lied 157. Lied 157 in die eerste vers sê ons vir mekaar hoekom ons hier is. Ons is hier vergader in die naam van die Here Jesus. En dan die tweede vers vra ons dat die Here ons ontvanklik sal maak vir sy woord, dat ons sal hoor wat hy vir ons sê. So kom ons bly net so sit, dan sing ons lied 157, die eerste en die tweede vers. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die volk van Sion jubel oor die Here hulle koning. Laat hulle sy naam prys met koordanse. Laat hulle speel tot sy eer op tamboerijn en lier. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, alles deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ek het die voorreg gehad om u in die naam van die drie-enige God te groet, wat 'n werklike groot voorreg is, en ons reageer daarop met 'n loflied. Ek het gedink dat ons sing lied 198, God is my lied. Kom ons sing al drie die verse en ons staan vir daardie lied. Lied 198, God is my lied, al drie die verse.
as ek hier die verhaal van Thomas lees, dan wonder ek, hoe sou ek gereageer het? Kom ons lees dit weer en dan vra jy vir jouself, as ek nou Thomas was en ek het nou nie die eerste keer daar gewees toe Jesus daar opdaag nie. Hoe sou ek gereageer het? Sou ek nou minder Thomas gewees het as wat Thomas self was, 'n twyfelaar? 8 dae later, dis nou die volgende week, was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, let tog op, hulle is nog steeds bang. Hulle sluit nog weer 'n keer die deure, al het hulle Jesus al ontmoet. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle, shalom. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Ek gaan my nou hier stop. Jesus bied vir Thomas aan presies wat hy vir die ander disippels aangebied het. Hulle het ook na sy hande kon kyk en na sy sy kon vat. Dis niks meer as wat die ander disippels kon kry nie. Ons lees nie dat Thomas die aanbod aanvaar nie. As hy Jesus met hom praat, dan sê hy vir hom, my Here en my God, dan sit 'n uitbreek van geloof. Toe sê die Here vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Partykeer wil ons ook mos maar graag sien, want ons het mos die uitdrukking sien is glo. Kom ons verootmoedig ons voor die Here, ons bly net so sit, dan vra ons vir die Here om vergifnis dat ons nou regtig nie so glo soos ons moet nie, en dat ons nou regtig nie sulke wonderlike gelowiges is soos ons altyd of baie keer sê ons is nie. Ons bly net so sit, dan sing ons die woorde van Lied 232, Lied 232, diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg, in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? En dan ook die tweede vers, om ons vry te maak van sonde, het die seun gesterf o God. Ons verootmoedig ons voor die Here, terwyl ons net so sit, Lied 232. Hierdie laaste deel van die Johannes Evangelie lees, dan kom jy agter dat Jesus 'n paar keer by sy disippels kom kuier. Die laaste geleentheid waarvan ons lees, kom Jesus en hy eet saam met hulle, en nadat hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief, meer
meer as hulle hier. Nou onthou nou, ek gaan net nou weer praat van wat Petrus gedoen het. Jesus verwys nou na daardie geleentheid dat hy gesê het, al verloon al die ander disippels hier, ek sal dit nie doen. Julle onthou daai geleentheid. Eerste keer sê Jesus vir hom, het jy my baie lief, meer as hulle hier. Hy het gesê, selfs al los die ander disippels hier, ek gaan nie. Ja, Here, antwoord hy hom. Jy weet dat ek u lief het. Toe sê Jesus vir hom, laat my lammers wy. Jesus vra hom toe weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Kyk net, die bravade word al hoe minder. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wy. Vir my een van die ongelooflikste gebeurtenisse in die Bybel. Petrus verloon Jesus 3 keer. Jesus kom terug en sê vir hom 3 keer, ek het jou vergewe. Elkeen van ons het 'n klomp goed wat ons met ons saamdra. Goed wat ons weet, wat ons gedoen het, wat die Here nie wou gehad het ons moes doen. Die Here kom elke keer terug en sê, ek vergewe jou. Dis waarvoor ek op Golgotha aan die kruis gehang het, soos julle hom daar sien. Dis waarom ek uit die graf uit opgestaan het. En dis waarom ons geloof in Jesus Christus kan bely. En ek gaan nie nou voorgaan. Ek gaan die gewone apostoliese geloofsbelijdenis doen. As jy wil, kan jy dit saam met my hardop doen. Ek gaan vra dat jy staan. En dan as ons klaar die belijdenis gegee het, dan gaan ons verder aan die Here toewy in die woorde van die 309. Die 309, die eerste vers wy ons toe aan die Vader, die tweede vers aan die Seun en die derde vers aan die Heilige Gees. Kom ons staan, dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
ons gaan vanmôre met mekaar saam lees uit Handelinge 5 vers 27 tot 32. Voordat ons dit waag om daardie gedeelte te lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Maak die tempelpoort vir my oop. Ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe en regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U loof, omdat U my gebed verhoor en my gered het. Hemelse Vader, saam met hierdie psalmdigter, met hierdie baie bekende psalm, wil ons U ook vanmôre graag loof. Ons het dit met ons woorde gedoen, maar ons wil dit selfs meer met ons dade doen. Here, as ons so 'n bietjie gaan stil staan, dan besef ons het baie rede om U te loof. As ons terugdink aan wat met ons in ons verledes gebeur het, hoe U die pad met elkeen van ons loop, dan het elkeen van ons persoonlik 'n groot klomp rede om U te loof. Maar Here, as ons kyk na die kerkgeskiedenis, na wat alles in die kerk gebeur het, die pad wat die kerk deur die wêreld loop, wat ons kerk deur die wêreld loop, dan het ons selfs nog meer rede om U te loof. U is die God wat altyd daar is. U is die God wat ons in U liefde en U genade vashou en bystaan. Maar bo alles is U die God wat met ons praat. Elkeen van ons praat. En Here, U wil dit nou weer doen, en dit is waarom ons hier by mekaar is, om te kom hoor wat U vir ons wil sê. En ons glo dat U met elkeen van ons 'n persoonlike afspraak het. Here, help ons dat as ons nou hier is, dat ons ook sal hoor wat U vir ons wil sê. Ek is maar net 'n mens wat so goed as moontlik U woord probeer verduidelik. Maar my verduideliking gaan niks beteken as U Heilige Gees nie saamwerk nie. Daarom vra ons vir U Gees van God. Raak elke hart aan, persoonlik, sodat ons nie net hoorders sal wees nie, maar sodat ons hier uitstap en gaan doen wat U van ons vra. Amen. Voordat ek lees, moet ek dalk net so 'n bietjie teruggaan. As julle nou tyd het, dan kan julle net hier van Handelinge 3 af, kan julle terugblaai en kyk wat gebeur. Kom ons doen dit gou-gou. Die eerste daar in Handelinge 3, genees Petrus die verlamde man daar in die belaargange van Salomo in die tempel, en dan het hy hierdie toespraak en vertel hy vir die mense waarom hy nou so suksesvol was, waarom hy die mense, hierdie man kon genees. En dan hou die Joodse raad nie baie daarvan nie, en hulle laat vang Petrus hulle en hulle bring hulle voor die Joodse raad, nogal kwaai ouens daai, met die hoëpriester Ananias en Kajafas, almal van hulle daar, en hulle sê vir hulle, julle moet nou stil bly. Maar julle weet nou wat gebeur, die disippels bly nie stil nie, of die apostels nou. En dan word hulle vervolg en word hulle in die tronk gegooi, en op 'n wonderbaarlike wyse word hulle uit die tronk uitgered. En as hulle uit die tronk uit kom, dan gaan hulle terug tempel toe. En hulle gaan verkondig Jesus in die tempel. En die Joodse raad wil nou met Petrus hulle en die apostels verder praat, en hulle laat soek hulle nou daar in die tronk, en toe is hulle weg. En hulle kry hulle toe in die tempel. En dan stuur hulle die wagte om hulle te bring, en nou is ons daar by Handelinge 5 vers 27. Hulle, dis nou die tempelwagte, het hulle, dit is nou die apostels, voor die raad gebring. En die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie?
En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het, deur hom aan die kruis te hang. Oorspronklik staan daar aan 'n boomstam. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat hom gehoorsaam is. Ons lees tot daar. As dit vir jou dalk moontlik is om jou Bybel voor jou oop te hou en jou nie te veel pla nie, dan kan dit help. Ek verwys graag terug na die Bybel. Geliefdes, dit was verlede Sondag, Paasondag. Dit was verlede naweek, Paasnaweek, en dit was redelik chaos hier in die noorde waar ons bly. Die N1 en ek glo die R101 was vol van die karre. Daar by ons in Pietersburg ry jy nie onnodig rond op Paasnaweek nie, want dis net te moeilik. Daar's te veel karre. Dit voel vir 'n mens asof die hele Gauteng met busse en taksies hier opruk op pad na Moria toe. Nou hierdie gestoei met die verkeer en al die ander ongelukke waarvan ons hoor wat gewoonlik oor 'n Paasnaweek plaasvind. Die een statistiek wat ons mos almal vrees na die Paasnaweek is, wat was die slagting op ons paaie? Dit laat ons maklik vergeet waaroor Paasnaweek nou eintlik gaan. En so terloops, dit gaan nie oor Paaseiers nie. Kom ons onthou net gou-gou waaroor Paasnaweek gaan. Op Goeie Vrydag onthou ons dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ons praat van Goeie Vrydag omdat Jesus in ons plek gesterf het. Op Paasondag onthou ons dat Jesus uit die dood opgestaan het. Die graf is leeg. Die dood is oorwin. Daar in ons gemeente in Pietersburg Noord het ons daardie Paasondag die oggend vroeg 6:00 sonsopkomsdiens gehou. En 9:00 in die kerk het ons 'n feesdiens gehou. 'n Fees waarin ons die Here geloof het met ons sang, met musiek, met gedigte. Nou is alles verby. Nou gaan die lewe weer verder en hier is nou nuwe lang naweke in vakansiedae en die mekaar spul. En omdat ons nou weer terug is in die harwar van die lewe, kan ons weer 'n keer vergeet waaroor Paasnaweek gegaan het. Bly dit wat op Paasnaweek gebeur het ergens in die verlede dalk een of ander herinnering. Maar met ons persoonlik het daar niks gebeur. Daarom klink dit vir my nodig dat elkeen van ons vir onsself sal vra, na Paasnaweek, hoe moet ek nou verder vorentoe gaan met my lewe? Ons skrifgedeelte laat ons besef, die opstanding vra gehoorsaamheid. Die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, vra van elkeen van ons om aan hom gehoorsaam te wees. Om bietjie beter te verstaan wat in hierdie paar verse gebeur, wil ek vanmôre 4 vrae vra. Die eerste is, met wie het ons hier te doen in hierdie gedeelte? Met wie het ons te doen? Aan die een kant is daar die apostels wat van tevore die disippels was, en ook Petrus, hulle leier. Hierdie is ongeleerde manne, vissermense. Hulle is regtig waar verskriklik arm.
Hulle is die onderpunt van die samelewing. Petrus, hulle leier, is bekend as 'n heethoof. Ons weet mos dat hy baie keer gepraat het voordat hy gedink het. Ek het net nou genoem dat hy vir Jesus gesê het dat hy hom nie sal verloon nie, al verloon die ander hom. En ons weet wat gebeur het, dat dit vir Jesus nodig was om hom weer 3 keer te kom sê, ek vergewe jou. Hy het toe Jesus 3 keer verloon. As Jesus aan die kruis sterf, dan is Petrus en die ander disippels nog, dan is hulle weg. Hulle vlug, hulle gaan kruip weg. Ons het net nou gelees dat hulle nog steeds agter geslote deure wegkruip. En nou, in hierdie gedeelte, is hierdie arm, onbelangrike mense baie dapper. Hulle kan nie stil bly om oor Jesus te praat. Aan die ander kant, en eintlik teenoor hulle, is die Joodse Raad en die Hoëpriester. Hierdie is magtige mense. Hulle is die godsdienstige leiers van die volk, en ook eintlik, as 'n mens nou mooi gaan kyk, die politieke leiers van die volk. Hulle is aan die bopunt van die samelewing. En dalk die belangrikste wat 'n mens moet onthou, dit is hulle wat Jesus laat kruisig het. Hulle, as 'n mens hier lees, is amper magteloos teen die apostels. Dit bring ons by die tweede vraag. Wat is nou eintlik die probleem? Wat is nou eintlik die probleem wat ons hier kry? Hierdie antwoord het 2 kante. Aan die een kant is die apostels se ongehoorsaamheid aan die Joodse Raad 'n verskriklike groot probleem. Ek het hier so vinnig deur die pad gevat wat hulle geloop het. Daar in Handelinge 4 vers 18 word hulle, die apostels, die eerste keer deur die Joodse Raad gewaarsku. Julle moet stil bly. Julle mag nie oor hierdie man praat nie. Onthou nou wie dit is, wat met wie praat. Hierdie magtige ouens wat met hierdie nikswerd mense praat. Julle moet stil bly. Maar hulle bly nie stil. In Handelinge 5 vers 18 word die apostels in die tronk gegooi, soos ons nou gekyk het. Julle wil mos nie stil bly nie. Hulle word gered op 'n wonderbaarlike manier. En hulle hou aan om die boodskap te verkondig van Jesus en sy verlossing. Maar as 'n mens, die Joodse Raad is eintlik moedeloos met hulle. Dit is die hoëpriester, dis die leier van hierdie Joodse Raad, sê vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om met die mense in hierdie naam te leer. Hierdie uitdruklik belet, sê die slim mense vir ons, is 'n baie ernstige regsterm. So hierdie Joodse Raad dreig die apostels met die wet. Maar as ons nou mooi daaroor dink, is die apostels nie die grootste probleem vir die Joodse Raad. Aan die ander kant is daar Jesus. En iemand tog nou mooi gaan lees wat hier aangaan. Die Joodse Raad noem nooit Jesus se naam. Hulle praat van daardie man. Hulle praat van daardie naam. Die Joodse Raad het baie tevrede by hulle self gedink dat hulle nou ontslae is van Jesus nadat hulle hom gekruisig het. Hy's dood, hulle het gehoor hy's verby. En toe kom daardie Sondagmôre, daardie skokontdekking dat die graf leeg is. Ons weet dat hulle 'n bietjie geld onder die tafel deurgestuur het sodat die wagte nie doodgemaak word nie, maar dat daar gevertel word dat die lijk gesteel is. Hulle is besig om mag te verloor. Hulle volgelinge, Jesus se volgelinge, kom hulle agter, wil nie stil bly nie. Hoor net wat sê hulle vir hulle. Onthou net weer met wie ons hier te doen. Petrus en die ander apostels het geantwoord. 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan ander, as aan mense. As 'n mens bietjie na die wêreld rondom ons kyk, dan kom ons agter dat
Jesus se volgelinge en dat Jesus self vir baie mense 'n groot probleem is. Dit bring my by die derde vraag. Hoe reageer mense op Jesus? Hoe reageer mense op Jesus? U moet tog mooi verstaan. Daar's net twee maniere. Daar's nie drie nie, net twee. Of jy kan Jesus aanvaar volledig, of jy verwerp Jesus volledig. Daar is nie 'n middeweg nie, dat ons hom halfpad aanvaar, maar halfpad nie aanvaar nie. Of jy aanvaar vir Jesus, of jy verwerp Jesus. Die apostels aanvaar vir Jesus. En omdat Jesus nou in hulle lewe gekom het en hulle met die Heilige Gees gevul het, kan hulle nie stil bly nie. Al word hulle gedreig. Hulle verkondig onkeerbaar dat Jesus uit die dood uit opgestaan het en dat hy verlossing bring. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. Om Jesus te aanvaar en te volg is nie 'n maklike ding nie. As 'n mens verder in Handelinge aanlees, dan kom jy agter wat 'n teenstand die apostels beleef. Dan kom jy agter dat die meeste van hulle onnatuurlike dood sterf. Baie wreed sterf. Maar dan kom jy ook agter dat al gebeur al hierdie slegte goed met die apostels, hulle word nie gestop nie. Omdat hulle nie gestop het nie. Omdat daar letterlik miljoene mense na hulle is wat nie opgehou het om die evangelie te verkondig nie, sit ons vanmôre hier in die kerk as Christene. Aan die ander kant is daar die Joodse Raad wat vir Jesus verwerp. Die godsdienstige leiers wat vir Jesus verwerp. As hulle hoor wat die apostels vir hulle sê, dan besef hulle gaan verder met die boodskap van Jesus. En dit maak hulle baie kwaad. Want dit wat die apostels sê en dit wat Jesus gesê het, bedreig hulle tradisies en hulle gemaklike rustige lewenswyse. En daarom wil hulle moord pleeg. Lees ons in vers 33. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Vandag is Jesus nog steeds die groot probleem en is daar baie teenstand teen Jesus. Selfs in Suid-Afrika, wat ons 'n Christelike land noem. Dit bring my by die laaste en sekerlik die belangrikste vraag. Wat sê die gedeelte vandag vir ons? Wat is die boodskap wat ons uit hierdie gedeelte terug moet vat na die wêreld daar buite? Hierdie gedeelte sê vir ons het 'n keuse. Of ons kan, soos die Joodse Raad, Jesus verwerp. Ons kan besluit, ek gaan my tradisies en my veilige, gemaklike lewenswyse beskerm, en almal wat my daarvan wil wegvat, gaan ek uit die pad uitvee. Of ons kan, soos die apostels, Jesus aanvaar. En ons kan sê, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Nou moet jy baie mooi onthou. As ons sê dat ons aan God gehoorsaam is, dan moet ons weet dat dit nie vir ons maklik gaan wees nie. Die duiwel gaan ons nie uitlos nie. As ons sê dat ons aan God gehoorsaam is, dan beteken dit dat ons God moet toelaat om ons hele lewe te beheer. Ons hele lewe, nie net dele van ons lewe nie. Ons moet dan ook doen wat God van ons verwag. Iemand het gesê, om aan God gehoorsaam te wees, is soos om 'n leë A4 papier te vat, en om jou naam onder aan daardie papier te teken. En dan laat jy God toe om die res van die papier in te vul, en jy sê vir God, ek sal dit doen. As ons aan God gehoorsaam is, dan gaan ons dit nie eendag doen nie.
Ons doen dit nou. Ek sê nie vir God, hoor hierso, ek wil graag aan U gehoorsaam wees, maar gee my nou eers 'n bietjie kans om eers my jong wenslewe te geniet, of om eers gou hierdie en hierdie goed te doen wat ek nou nie as God kind van die Here kan doen nie. As ek aan God gehoorsaam wil wees, dan doen ek dit nou. As ek aan God gehoorsaam wil wees, nou hoef ek nie na een of ander plek toe te gaan om daar 'n sendeling te word nie. Ek kan hier waar ek elke dag woon en werk en bly, hier kan ek God volg en aan hom gehoorsaam wees. Nou vra jy dalk vir my, maar hoe verkondig 'n mens Jesus? Daar by die werk, daar tussen my vriende. Hoe verkondig ek Jesus in 'n wêreld wat Jesus nie wil hê nie en wat Jesus verwerp? Iemand het gesê, ons moet elke dag van Jesus vertel. En as dit regtig nodig is, dan kan ons woorde gebruik. So hoe verkondig ek Jesus? Met die manier hoe ek elke dag lewe. Met die manier hoe ek teen mense optree. Met die manier hoe ek met my medemense praat. Ook van daardie mense praat van wie ek nie hou nie. Nie net met hulle praat nie, maar ook van hulle praat. Dit gaan nie maklik wees nie. Want as jy nou begin anderster optree, anderster begin lewe, dan gaan jy teenstand ervaar. Dalk gaan jy uit jou vriendekring uitgestoot word, want jy is nou 'n bietjie anderster, jy is nou nie meer soos die ander nie. Dalk gaan jy by jou werk moeilikheid kry, want jy wil nou nie daardie ou se paar rand onder die tafel deurvat om 'n sekere ding te laat gebeur. Ons doen dit, al kry ons swaar, omdat Jesus in ons plek aan die kruis gesterf het. Omdat Jesus vir ons die dood oorwin het. So as ons terugdink aan Paasfees verlede naweek en ons onthou alles wat op Paasweek gebeur het, dan besef ons maar hierdie boodskap van Paasfees kan nie hier bly nie. Die boodskap van Paasfees moet dag vir dag, week vir week vir die res van die jaar verder gaan. Ons besef, ons, soos ons hier is, moet Jesus aan die wêreld gaan verkondig. Moet Jesus vir die wêreld gaan wys. En ons doen dit deur die manier hoe ons elke dag lewe. Ons doen dit omdat ons dankbaar is vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. So geliefde, gaan uit na jou werk, na jou huis, na jou vriendekring en gaan wys vir daardie mense rondom jou dat Jesus uit die dood opgestaan het. Gaan leef anders tussen daardie mense, al kry jy dalk baie ernstige teenstand. Amen. Hemelse Vader, U vra van ons totale gehoorsaamheid. Maar U vra dit nie sonder dat U vir ons baie meer gegee het nie. Dankie Jesus, dat U vir ons regtig waar 'n opoffering gemaak het wat geen mens in die wêreld ooit vir iemand anderster sou gedoen het nie. Dankie Jesus dat U vir mense gesterf het wat eintlik niks met U te doen wou gehad het nie. Dat U vir ons gesterf het en dat U ons kom red het toe ons nog vyande van U was. Dankie dat ons dit mag weet en dat die Heilige Gees in ons kom woon het. Help ons dan nou om regtig waar, elke dag, waar ons ook al is en wat ons ook al doen, dat ons vir die wêreld sal wys, Jesus lewe, hy het opgestaan. Hy lewe in my en ek verteenwoordig hom hier op aarde. Ons weet dit is nie maklik nie. En daarom vra ons vir U Heilige Gees. Dra ons elke dag, ook in daardie moeilike omstandighede, ook wanneer ons daardie baie moeilike keuses moet maak. Help ons om nog steeds, soos hierdie apostels waarvan ons hier gelees het, dat ons hardkoppig, hardnekkig vir Jesus sal verkondig. Amen. Hier nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Ons gaan afsluit met lied 417, 417, Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer, en dan, omdat Jesus triomfeer het, gaan ons ook triomfeer, die tweede vers. Al twee die verse, daarna gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan julle die amen sing wat julle ken. Daar is hy. Kom ons sing lied 417, ons staan, dan sing ons lekker saam. Geliefde, ontvang die seën van die Here en gaan dan hier uit en wys vir die wêreld, Jesus het regtig opgestaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.